het gister gesê, dra vrug. En vandag gaan ek verder. Dra vrug deur by mense stil te staan. Lukas 8 vers 42 tot 45 lees ons van Jairus wat Jesus se hulp kom vra het vir sy dogtertjie wat baie ernstig siek gelê het. En hy stem dan in om met hom saam te gaan, maar dan lees ons van vers 42 af. En terwyl hy gaan, het die skare hom verdring, en 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en wat haar hele vermoë aan die geneesere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? In hierdie gedeelte is 2 individue te sprake. 'n gesiene man wat pleit vir die lewe van sy sterwende dogtertjie, en 'n siek, verstote vrou wat genesing vir haarself soek sonder dat sy gesien word. Op pad na die dogtertjie onderbreek Jesus sy reis om aandag te gee aan die vrou wat in geloof net aan die soem van sy kleed raak en onmiddellik gesond word. Jesus wil egter meer van haar weet as bloot dat sy gesond word. Hy wil haar as mens ken. Hy wil haar totale mens bedien. Toe sy dus na vore tree, sê hy vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Hierdie onderbreking weerhou hom egter nie om steeds aandag aan die dogtertjie te gee nie, al het sy reeds gesterf. By haar huis aangekom, gryp hy haar hand en roep uit, dogtertjie, staan op. En haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan, en hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee. Jesus se lewe het die vrug gedra van die lewe waarvoor hy bestem was, om mens vir mense te word, ongeag hulle stand, geslag of ouderdom. Hierdie vrug van gehoorsaamheid dra egter nog 'n groot vrug. Sy Vader word daardeur vereer. In praktiese terme verteenwoordig vrug goeie werke, 'n goeie daad, gedagte, gesindheid en leefwyse wat God verheerlik en vereer. Maar dit behels meer as 'n meganiese doen van goeie dade. Dit moet aangevuur word deur die liefde vir God en die liefde vir mense. Sonder die belangstelling en omgee vir mense is goeie werke net liefdadigheid. Goeie werke ter wille van goeie werke self. En dit waar eintlik selfverering. Hierin is Jesus ons voorbeeld. Hy het nooit ter wille van 'n goeie daad by mense stilgestaan nie, maar hy het die mens agter die mens raak gesien en met liefde ook hulle gees, hulle totale menswees aangeraak. En uiteindelik was sy goeie daad 'n vrug wat sy Vader verheerlik het. Kom ons bid saam. My Vader, dankie dat ek vrug kan dra deur die Gees wat in my woon. Weerhou my daarvan om goeie werke te doen net om my gewete te sis, maar help my om die mens agter die mens raak te sien, sodat U op die ou end ook in hulle lewens vereer kan word. Amen.